Daar sê welkom. Is 'n voorreg om vanoggend as die liggaam van Christus en onderlinge lede mekaar se teenwoordigheid te wees om Abba Vader te openbaar as sigbaar in vlees. Vandag gaan ons kyk na wat is die Christus denke as deel 10 van ons reeks oor die volle grootte Christus. En ek en jy het net die Christus denke. Jy het nie jou eie denke en dan het jy die Christus denke nie. Elke mens op die aarde as die ware oorsprong uit God en nie uit die wil van 'n man of uit vlees en bloed nie, het die denke van Christus. Die probleem is omdat ons nie weet wie ons is nie en toelaat dat ons 5 sintuig wêreld, omstandighede, situasies ons definieer, manifesteer ons baie keer 'n laer bewustheid as die Christus geopenbaar. Daarom sê Kolossense 3 vers 1, as ons saam met hom gesterf het, as ons saam met hom opgewek is, opgewek beteken jou ware oorsprong, soos dit was alreeds voor die grondlegging van die wêreld, bedink die dinge daarbo. Die dinge daarbo beteken nie hoor nie, daar iewers daar nie. Openbaring 4 sê vir Johannes, kom op hoor, en ek sal jou wys. En Johannes sê, onmiddellik was ek in die gees. Nou hoor is nie soontoe nie, hoor is dieper. Want waar is die volheid? Waar is ewigheid? Waar is die koninkryk? Met ander woorde, hoor beteken as die Christus denke om te dink, te leef, bewus oortuig uit jou identiteit as uit ewigheid. Daarom is die hoop van die heerlikheid Christus in jou. Halleluja, is dit nie mooi nie? As jy nie kosbaar nie. Ek weet nie waar moet ek vanoggend begin nie. Ek gaan vanoggend bedien uit my eie lewe. Is dit reg so? As ek vir jou moet vra, of as ek oor die algemeen vir die kinders van die Here moet gaan vra, wat is julle eindbestemming? Gaan hulle vir jou sê hemel. Maar dis eintlik skriftuurlik nie korrek nie. Dis eintlik jou plek vanuit, vanaf. Jou burgerskap is eintlik 'n hemelse. Wat is jou burgerskap? As jy nou hier oorvlieg, kom sê nou maar Amerika toe, as Trump dit gaan toelaat, en jy kom in Amerika en hulle vra vir jou, wat is jou burgerskap? Wat is jou plek van afkoms? Gaan jy sê Suid-Afrika. So as ek vir jou moet vra, wat is jou burgerskap? Wat is jou plek van afkoms? Moet jy vir my sê, dimensie hemele, uit God. Daarom, Vader, laat u wil geskied, soos dit is, in die hemele, plek van afkoms, waar? Op die aarde. As ek en jy nou vir God moet vra, wat is, Abba Vader, wat is jou eindbestemming? As ek moet vra, Abba Vader, wat is jou eindbestemming? Wat is u eindbestemming? Vader, wat is u droom? Vader, wat is u begeerte? Vader, wat is u rusplek? Vir ewig. Wat gaan hy my antwoord? Hy gaan my antwoord. 'n vleesliggaam. Daarom woon hy nie in 'n huis met hande gemaak nie. Daarom jou liggaam behoort nie meer aan jou nie. Hy's duur gekoop. Al wat ek en jy kan doen is om hom te verheerlik. In jou liggaam, party vertaling sê, met jou liggaam en jou gees, jou klein letter gees. Hoekom moet jy hom verheerlik met jou klein letter gees, as jou identiteit as die ware?
Ekskuus, as ek moet skryf identiteit, wat is identiteit? Wat is identiteit? Identiteit is 'n absolute gelykheid. 'n Absolute gelykheid of 'n volkome ooreenstemming. Met ander woorde, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. En hierdie liggaam is nie my liggaam nie. Hierdie liggaam behoort nie aan my nie. Aan wie behoort hierdie liggaam? Aan wie behoort hierdie vleesliggaam? Die Christus. Weet jy dan nie? Weet julle dan nie dat jou liggaam die vleesliggaam is as die Christus? Daarom het ek en jy die denke van Christus. Dit is so belangrik. Dit is so belangrik om dit te weet. Ek wil vir ietsie wys wat hy vanoggend vir my wys. Ek wil vir ietsie wys en ek gaan hierdie keer dat hierdie kant begin. Ek gaan sommer hierdie kruit vat. Ons weet, ons is van mening, ons is van mening, toe een sterf, toe het almal gesterf. Ons weet 3 dae later, was daar die ontdekking van 'n geestelike waarheid. Ons weet, almal is saam opgewek. Alreeds, luister mooi, alreeds as beginsel. Wat is hierdie beginsel? 'n ander woord vir beginsel is 'n gees. 'n ander woord vir gees is 'n sekere beginsel wat ek leef. Ek wil vir ietsie wys gou oor dit. Kyk gou wat sê Romeine 7. Ek wil gou dit vir jou wys. Kyk gou wat sê Romeine 7. Ek wil die skryf, ons weet mos dit is volbring. Ek wil die skryf opgewek. 'n ander woord vir opgewek is wedergebore. Wat beteken wedergebore? Jou ware oorsprong. Wat is jou ware oorsprong? Uit God. Ek weet nie hoe gaan my bord vandag werk nie, maar ek gaan maar net aan. Jy is uit God gebore. Ek moet nou spasie los hierso waar ek wil aangaan. Kyk gou wat sê Romeine 7 vers 4. So my broeders, is julle dan ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus om aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrug kan dra. Kyk op die bord. Met ander woorde, as gevolg van die liggaam van Christus is ons vir die wet dood. Met ander woorde, om aan 'n ander te behoort. So aan wie behoort ons nou? Ons behoort aan die opgewekte, verheerlikte Christus, want dis die opgewekte, verheerlikte Christus se liggaam, en ek besit oor die opgewekte, verheerlikte Christus se denke as bewustheid. En dit is 'n beginsel. Dis 'n geesding. Ek gaan nou vir jou wys. Wat beteken dit? Kyk gou wat sê Romeine 8. Sodat ons tot eer van God vrug kan dra. As dit nie vir my en vir jou soos hy sê vers 5, ons dra nog steeds die vrug van die dood. Hou vas, ek weet nie waar gaan ons heen nie, maar kom ons kyk waar gaan ons heen. Kyk nou wat sê Romeine 8, vers 10. Vers 10 sê, maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees, party vertaling sê klein letter G, die ander vertaling sê groot letter G, maar ek wil amper sê klein letter G, maar my gees is lewe vanweë die geregtigheid. Kyk op die bord, ek gaan myself gebruik. Met ander woorde, na dit is ek vir 64 jaar in my liggaam as dood.
In beginsel is ek saam met hom opgewek, maar in realiteit om vrug tot God te dra, sal my gees wat lewend gemaak is as gevolg van die geregtigheid via die Heilige Gees, dieselfde Gees vers 11 wat hom opgewek het, wat in my is, na 64 jaar, my sterflike liggaam moet lewend maak. Met ander woorde, as beginsel, is ek saam met hom opgewek. Maar die realiteit as die manifestasie, as 'n vrug van hierdie geregtigheid tot Abba Vader, sal iets moet gebeur. Met ander woorde, jou liggaam is dood vir sonde, omdat Christus, die Gees van Christus, in jou is. Sodat die Gees van Christus, as die Christus denke jy, as jou gees wat lewend is as gevolg van geregtigheid. Wat is die geregtigheid van God? Die geregtigheid van God is 'n geskenk aan jou. Kan ek dit gou net inbring? Dan gaan ek vir julle wys hoe fantasties is dit eintlik. Dis hoekom ons dit nie sien in ons lewens nie. Kyk gou wat sê Romeine 5. Romeine 5 vers 17. Vers 17 sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en die gawe, die geskenk van geregtigheid ontvang, nou in die lewe heers deur die een Jesus Christus. Daarom dan, soos deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, soos deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Maar in beginsel is ek saam met hom opgewek, maar in realiteit is my liggaam soos sy liggaam dood. Maar ek is klaar lewend gemaak as gevolg van die geskenk, die geregtigheid in my gees, sodat in my gees as 'n denke bewustheid, die Christus denke, nou iets moet doen, dat hierdie vleesliggaam, wat al vir 64 jaar eintlik dood is, en ouer word, en ons verstaan dat hy iets manifesteer as lewe, en iets gebeur, as die vrug, tot hom, as die geregtigheid. Maak dit sin wat ek nou gesê het? Daarom kyk gou wat sê Romeine 1, vers 17, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, die regverdige sal uit die geloof lewe. Watter geloof? Die geloof van Christus as die geloof van hierdie geregtigheid, as 'n geskenk aan my en aan jou. Daarom kyk gou wat sê Kolossense 2 oor dit. Kyk gou wat sê Kolossense 2 oor dit. Vers 12, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is, sê in beginsel, hoe? Deur die geloof. Sê deur die geloof, in beginsel, is ek klaar opgewek. Deur die geloof in beginsel, klaar verheerlik onverganklik. Maar die manifestasie as dit, ek het die Christus denke. So wat iets moet fisies gebeur, want my gees is lewe as gevolg van die geskenk van geregtigheid. Maak dit sin? So deur die geloof as beginsel opgewek. Hoekom sien ons dit nie? Want ons het net geglo. Want hierdie liggaam is na die opstanding in beginsel opgewek uit geloof, maar in die realiteit moet hierdie geskenk van geregtigheid in my begin manifesteer as 'n denke bewustheid, die Christus denke, sodat ek nou tot vrug van Abba Vader verheerlik kan word as die vrug van geregtigheid, want ek as regverdige sal deur die geloof moet begin lewe. So daar's iets wat moet gebeur. Daar's iets wat moet gebeur met my en ek het 'n rol om te speel. Ek het verlede week gesê, dis ook iets in jou vermoë. Baie mense het geskrik toe ek dit sê, want hulle het nie verstaan wat ek gesê het nie.
En ek wil vir jou wys wat ek gesê het gou. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 3 oor dit. Wat is die geregtigheid van God? Is lewe. Net gou vir jou wys. Kyk gou wat sê Spreuke 12:28. Kyk hoe lyk jou geskenk. Ek gaan so 'n bietjie inkleer. Kyk wat sê Spreuke 12:28. Net gou vir jou wys hoe lyk hierdie geskenk. Waaruit die regverdige lewe. Want God se eindbestemming is 'n vleesliggaam. Dis nie meer jou vleesliggaam nie, dit behoort nie meer aan jou nie, dis die liggaam van Christus. Al wat ek en jy kan doen is, ons kan hom net verheerlik in ons liggaam, of met ons liggaam en ons klein letter gees. Hoekom jou klein letter gees? Want jou liggaam is dood. As gevolg van Christus in jou, maar nou moet die klein letter gees wat lewend gemaak het, as gevolg van die geskenk van geregtigheid, iets moet beginne bewus, iets moet beginne dink, iets moet beginne manifesteer as iets, sodat die lewe geopenbaar kan word as verheerlik. Maak 'n sin. Kyk nou wat sê Spreuke 12, Spreuke 13, Spreuke 12:28, Spreuke 12:28. Op die pad van geregtigheid is lewe, en die rigting van hierdie pad is nou onsterflikheid. Is nou onsterflikheid. Die rigting van hierdie pad is nou onsterflikheid. Daarom, kyk gou wat sê 1 Korintiërs 3 nou. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 3 nou. Ek wil gou dit vir jou wys. 1 Korintiërs 3, vers 6. 1 Korintiërs 3, vers 6, sê Paulus sê, ek, wat Paulus is, plant. Paulus sê, Apollos het nat gemaak. Sê wie se vermoë? Wie het geplant? Paulus het geplant. Ek gaan ook sê ek moet nat maak. Maar dis God. Dis God wat laat groei. Is dit korrek? Wat moet ek en jy plant as Christus denke? 1 Petrus 1:23. Ons is wedergebore. Ons ware oorsprong is nie uit verganklike saad nie. Jou ware oorsprong is uit onverganklike woord saad. Sê saad. En versaad om deur God te laat groei, moet onverganklike woord saad eers geplant word. Wie plant? Wie maak nat? God laat groei. Nou is die vraag, wat laat God groei? Laat God die saad outomaties groei, of die groei is die vrug? Met ander woorde, ek kan nie laat groei nie. In my is nie die vermoë nie. In my is nie die erfenis nie. In my is nie die krag nie. Maar in die onverganklike woordsaad is die krag. Dis aan my en jou gegee as 'n geskenk van geregtigheid. Maar die geregtigheid in my en jou moet 'n vrug word. En om 'n vrug te word, is jou liggaam al die pad dood, omdat Christus in jou is, sodat die Christus denke via jou letter gees iets kan manifesteer as ek plant, ek maak nat en God laat groei. So, al wat God kan laat groei, as jy onverganklike woordsaad plant in 'n dooie liggaam, sodat dit in 'n liggaam 'n vrug word as geregtigheid, en dit bring jou lewe, want die regverdige kan dan deur hierdie geregtigheid lewe. Maak dit sin? Hoe plant ons? Wie plant? Wat beteken om nat te maak? Nat maak beteken die siel denke word versadig. Wat is die siel denke? Die hartbewustheid, sê die vrou. Wat is die manlike? Die Christus denke. Met ander woorde, hoe meer my siel
bewustheid, hartdenke versadig word, oortuig word, gevoed word, verfris word, hoe meer en meer gaan ek die vrug sien in 'n vleesliggaam, wat nog al die tyd dood is, wat lewend gemaak moet word. Daarom sê Psalm 103 vers 5, hy wat jou siel versadig, sê nat maak, sê herhaling, sê oortuiging, sê met die goeie, sê sodat jou jeug nuut word, soos die van 'n arend. Met ander woorde, wat maak jou oud? Wat maak jou oud? Wat maak dat jy verwaarloos is? Ons maak so. Christus denke, manlik, hart, ons sê hart, bewustheid, siel, vrou. Met ander woorde, wat hernie jou jeug, al is jy 105 jaar oud? Maar wat maak, al is jy 40, stokoud? As gevolg van dit wat jy plant. Yes, ek hoop ek help julle. Ons het verlede week gehoor, hierdie vrug van geregtigheid, is dit waarmee jy jou beklee. So om nat te maak, is om al hoe meer versadig te word, is om al hoe meer oortuig te word, is om al hoe meer die vermoë te besit, die geestesvermoë, deur die gewoonte geoefen, om te kan onderskei 5 sintuig wêreld, identiteit die ware ek. Want melk is vir die wat onervare is in die woord van geregtigheid, omdat hulle nog baba, kindjie klein en teer is. Hulle eindbestemming is hemel. Daarom, kyk wat sê Romeine 8 verder oor dit. Jy sê, ek bedien anders, ek het net begin, ek gaan nou ietsie wys. Daarom kyk wat sê Romeine 8 vers 6, vers 5, want die wat vleeslik is, sê is, bedink vleesdinge. Die wat geestelik is, wat beteken om geestelik te wees? Sê Christus denke, sê identiteit. Sê, dis nie meer my liggaam nie. Dis die liggaam van Christus. My liggaam is dood, maar my gees is lewe, vanweë hierdie geregtigheid. So dieselfde gees, wat hom in die dode opgewek het, in my liggaam iets kan doen, sodat ek die vrug kan manifesteer, as lewe. Maak dit sin? Want wat die vlees bedink, is maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Daarom kyk wat sê 1 Korintiërs 2 nou. Kyk nou wat sê 1 Korintiërs 2. Wie plant? Wie maak nat? Hoor nou wat sê 1 Korintiërs 2. Vers 13 sê, daarom daarvan spreek ons ook, nie meer met woorde van menslike wysheid, wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, want hy verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Sê, daar is 'n natuurlike mens. Wat dryf die natuurlike mens? Die 5 sintuig denke. Sê vleeslik. Wat bedink die natuurlike mens? Dood. Met ander woorde, hierdie liggaam, wat in beginsel opgewek is deur die geloof, maar in realiteit as die vrug van geregtigheid geopenbaar moet word, as verheerlik, sal een of ander tyd so vergaan, dat hy terugkeer na stof. Daarom het ek as Christus denke 'n
verantwoordelikheid om te die natuurlike mens neem die dinge van die Vader nie aan nie. Dis van dwaasheid. Kom, gaan praat 'n bietjie met hulle. Omdat hy nie verstaan nie. Kom eers verder. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Self egter word dit deur niemand beoordeel. Wat beteken dit? Sê identiteit. Sê volkomme ooreenstemming. Sê absolute gelykheid. Want wie het die sin, wie het die denke van die Here geken dat hy hom sou kon onderrig? Maar ons het die sin, ons het die denke van Christus. Wat beteken vers 14? Die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie. Dis van dwaasheid en hy verstaan nie omdat dit geestelik beoordeel word. Wat beteken dit? Dit beteken die natuurlike mens het dit in homself te nou. Waar is die volheid? In ons. Waar is die koninkryk? Waar is die ewigheid? Maar die kapasiteit as die Christus denke, as die man wat die vrou voed, versadig, die plant van onverganklike woordsaad wat 'n vrug word, het die natuurlike mens in homself dit te nou. Ek gaan nou vir jou wys. Daarom kyk wat sê 2 Korintiërs 6 gehoor dit. Kyk wat sê 2 Korintiërs 6. Vers 11. Ons mond het teenoor julle oopgegaan, Korintiërs. Ons hart het verruim geword. Nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle te nou. Maar bewyse van vergoeding. Ek praat soos met kinders. Moet julle verruim word. Wat beteken verruim? Om skeiding te bring as verstaan. Met ander woorde, die natuurlike mens, sy gees, siel, lyk so. Hierdie mens kan nie onderskei wanneer dit 5 sintuig wêreld, wanneer dit situasies, wanneer dit omstandighede is, of wanneer dit identiteit, Christus denke, die ware ek as uit ewigheid manifesteer hy. Hulle lyk so. En so nou en dan wonder hulle, bevraagteken hulle, dan vra hulle, maar waar is God? Waar is God? Waar is God in my situasie? Waar is God? Dit lyk so. Seunskap, hulle wat die geestesvermoë besit, deur die gewoonte geoefen, daar was 'n verruiming. Wat is die verruiming? Daar het 'n skeiding gekom. Ek gaan my gebruik. Ek besit oor die vermoë om te onderskei 5 sintuig wêreld, omstandighede, situasies, en ek besit oor die vermoë om te leef uit dimensie ewigheid, my identiteit as die Christus denke. En hoe meer ek hier beginne leef, hoe minder en minder het die wêreld, omstandighede, situasies, 'n 5 sintuig denke wêreld enige invloed, want al wat ek doen is, ek plant, ek maak nat en ek geniet 'n vrug as oorklee, bidklee, en dit wat dood is, begin al hoe meer lewend word as die vrug van geregtigheid. Ek besit oor die vermoë. Ek besit ook oor die vermoë, ek praat van myself, wanneer iets gebeur, 'n situasie of iets wil my boelie, kan ek daai boelie vat, ek sit dit in ewigheid. Ek sit dit in ewigheid, want in ewigheid, in God is geen duisternis nie. En enigsins iets wat nie God is nie, wat nie die vrug van geregtigheid is nie, verdwelg, verdwyn, disintegreer. Met ander woorde, ek kan bekommernis vat, ek plaas bekommernis hier, en dan probeer ek bekommernis opbring, as ek my kom kry, weg is dit. Dis waar ek leef. Sê verruim. Kyk gou wat sê Jesus vir hulle in Johannes 8. Ek gaan jou wys hoe word jy verruim. Kyk gou wat sê Johannes 8. Kyk gou wat sê Johannes 8.
Johannes 8:37. Johannes 8:37 sê Jesus is snaaks. Hy sê ek weet dat julle die geslag van Abraham is, maar julle probeer om my om die lewe te bring, om met my woord geen ingang in julle vind nie. Hoekom vind die woord nie ingang nie? Sê dit lyk so. Ek sit op 'n Sondag hier, vir hoeveel jaar? As ek hier uitstap, gaan ek aan met my lewe so, my 5 sintuig denke wêreld definieer my, my omstandighede definieer my. So nou en dan vra ek vir Rudy, maar waar is jou God waarvan jy praat? Rudy, dit werk nie vir my nie. Sê jy moet verruim word. Want die woord vind nie ingang nie. Hoekom vind die woord nie ingang nie? Sodat God kan laat groei. Sê 'n vrug. Wat beteken ingang? Dit beteken om spasie te los wat gevul word deur iemand anders. Spasie tussen 2 plekke. Met ander woorde, God soek vir God. Sodat God vir God kan openbaar as Christus denke verheerlik, sodat Rudy plant, nat maak, sodat die vrug openbaar kan word as die geregtigheid. En dis waaruit ek lewe. Met ander woorde, lig van die wêreldbediening. Jy lewe nie uit die woord saad nie. Jy lewe uit die onverganklike vrug. Wat God laat groei, maar God kan net laat groei dit wat geplant is. Dit wat nat gemaak is. Daarom het jy die Christus denke. Daarom het jy die Christus denke. Hoor ons, wat laat my verruim? Vers 51, ek gaan inhaal, Johannes 8:51 sê Jesus, hy sê, voorwaar, ek sê nou vir julle, as jy hierdie woord saad bewaar, hoe bewaar jy dit? In herinnering bring, sal jy in der ewigheid as gevolg van die vrug, die dood, nooit smaak sien nie. Ek wys vanoggend vir jou hoe. Daarom, hoe werk dit? Kyk wat sê Hebreërs 4. So wat is die Christus denke? Is die gedagtes, die denke van God wat die en die woordsaad wat nie kan leeg terugkeer nie. Maar dit moet geplant word. Dit moet nat gemaak word. Wat beteken nat maak? My siel word al hoe meer versadig. En hoe meer my siel versadig word, hoe meer word my jeug. Woe! Jette mense, hoor julle? Voorwaar ek sê vir julle, as jy nou hierdie woord in herinnering hou, sê nat maak. As jy hierdie woord in herinnering hou, sê plant, sal jy die dood. Rudy sê dit nie, Jesus sê dit, in der ewigheid nie sien nie. Want hoe kan dit wat dood is, doder gaan? Al wat kan gebeur is die vrug van die dood kan dit manifesteer. So met ander woorde, al wat hier kan gebeur, dit moet net beginne lewend word. In beginsel deur geloof opgewek lewend gemaak. Halleluja. In realiteit as Christus denke, 'n geskenk aan jou die geregtigheid, moet dit gemanifesteer word dat jy die vrug kan begin geniet. So saam met by die vrug. Kyk wat sê Romeine 6 gehoor dit. Ek gaan Hebreërs nou lees. Ek wil gou Romeine 6 vir jou wys. Kyk wat sê Romeine 6, vers 22. Romeine 6:22. Maar nou dat julle vrygemaak is van sonde en diensbaar geword aan God, het julle vrug tot heiligmaking. En uiteindelik sê dis 'n vrug. Vrug tot God beteken lewe, die geregtigheid. Ek lewe dit. Hy gee dit krag, hy laat dit groei. Maar hy kan net groei dit wat geplant is. Sê die Christus denke. Ek het die Christus denke. Daarom, kyk gou wat sê
Kolossense 1 oor dit. Lees gou Hebreërs 4. Dit gaan vir jou wys hoe word jy verruim. Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot skeiding van siel en gees, van gewrig en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegging en die gedagtes van die hart. So wat doen die woord? Die woordsaad wat jy plant, bring 'n vrug. En wat is die manifestasie as die vrug? Dit verruim. Wat is die verruiming? Daar kom onderskeid tussen vyfsintuig denke, Christus denke, hartvlees begeerte, hartvlees denke, die ewigheid waaruit ek leef, die dimensie van, en is net die woord wat vir jou kan doen. Mense, hoor julle wat ek sê? Kyk gou wat sê van interessant, kyk gou wat sê Spreuke 4 oor dit gou, voor ek aangaan. Kyk gou wat sê Spreuke 4 oor dit. Spreuke 4. Kyk gou wat sê Spreuke 4. Vers 20. My seun, luister na wat ek sê. Nig jou oor tot my woorde, sê woorde. Laat my woorde, of my woord nie wyk uit jou oë nie. Bewaar my woord binne in jou hart. Hoe bewaar jy dit in jou hart? Jy plant dit. Wat is plant? Oortuig. Jy maak dit nat. Jy word later so oortuig dat jy versadig word. Dat vyfsintuig wêreld so versadig word. Jy leef en jy manifesteer net jou identiteit as uit Christus. Want hulle, sy woord is lewe. Luister mooi, is lewe vir die wat dit vind. En 'n genesing vir die hele liggaam. Ek soek almal se aandag. Wie wil 'n plek leef waar die hele liggaam van Christus genees is? Hoe? Hy wat jy die woord vind. Hoe vind jy die woord? Hierdie woord met jou verruim. Hoe verruim die woord jou? Jy is nie meer so nie. Jy besit oor die geestes vermoë om te kan onderskei. Nee, vyfsintuig wêreld, identiteit, ja. En hoe meer jy daar begin leef, hoe meer en meer begin die vrug geopenbaar word. En dis die lewe. Met ander woorde mense, hierdie woord is fantasties. Hierdie woord is lewend. Maar hierdie woord is saad. En dis net God wat laat groei. Dis in hierdie woord wat jou erfenis is. Maar die groei en die erfeniskap as sigbaar moet 'n vrug word. Ek wil julle nie mismoedig maak vandag nie. Ek wil net vir julle kom vertel hoe dit werk. Ek plant, ek maak nat, dis God wat laat groei as die vrug. As die vrug. As die vrug. Kyk wat sê Kolossense 1. Hier's 'n grootte, dit gaan party ouens so kwaad maak, want ons wil uitvind wat is die denke van Christus en hoekom het jy die denke van Christus? Hoor nou Kolossense 1:24. Paulus sê in vers 24, sê, nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukkinge van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is, in julle belang om die woord van God te vervul. Hoe? Die verborgenheid wat vir eeue en geslagte af verborgen was, die hoop van die heerlikheid, Christus in jou. So hoekom het jy die Christus denke? Onthou die woord, in die begin was die woord, Johannes 1, die woord was by God. As jy die Amplified Bible lees, in aanhalingsteken, in die begin was Christus, Christus was by God. As jy die Grieks vat, in die begin was God se logos, in die begin was God se logika, Christus was by God, God se logika, Christus is God, God se logika, Christus was in die begin by God, uit God se logika, Christus het alles ontstaan, die ontstaan van alles, in God se logika as die Christus, is dit die lig, wat in duisternis skyn, wat die mens kom verlig. Daarom as jou oog reg is die Christus liggaam verlig. Hy word nie verlig nie, hy's al die pad verlig, daarom kom bietjie op, hoor, laat daar skyning kom, dat jy kan onderskei, en begin lewe as verruim,
uit jou identiteit as die Christus denke, sodat in jou 'n vrug geopenbaar kan word, die vrug van geregtigheid, want dis wat God gaan verheerlik, as sigbaar, onverganklik. Want in beginsel uit geloof is jy opgewek, maar in realiteit is hierdie liggaam dood. Maar as gevolg van die geskenk van geregtigheid is daar lewe in jou gees, jou bewustheid wat plant, sodat God laat groei as die verheerliking. Hier is dit. So ons het 'n rol om te speel. Nou sê Paulus, as die vervulling van die woord, nou gaan ek ietsie vra. Wie is dan nou die vervulling van die woord? Dit moet sigbaar word. Ek en jy. Die woord het kom vlees word. Hy het alles volbring. Ons is van mening, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf, bly dit alleen, maar toe die koringkorrel in die grond val en sterf, is daar nou baie vrug. Maar vir die vrug om geopenbaar te word, moet die woordsaad geplant word, nat gemaak word, want dis God wat die vrug laat groei. So wie is nou die vervulling as die woord wat sigbaar word? Ons. Daarom het jy die denke van Christus. Wat is die vervulling van die woord? Nie meer Christus in jou as 'n hoop nie, maar Christus jy as die verheerliking. Die sigbaar word as hy. Nog enetjie gou, kyk wat sê Jakobus 1. Kyk gou wat sê Jakobus 1. En wat beteken dit, Rudy? Jakobus 1 vers 18 sê, Jakobus 1 vers 18 sê, volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Met ander woorde, deur die woord is jy voortgebring as die begin, as die eerste uit die dode. So nou wag tot die skepping, nou wag alles vir die openbaarmaking as die vervulling, as die sigbaar word. Wie? Jy. Daarom is dit nie meer jou liggaam nie. Jou liggaam is dood. In beginsel opgewek, die Christus liggaam. Maar in realiteit, die geskenk van geregtigheid, jou gees is lewend gemaak, sodat jy as Christus denke, want wat die gees nou bedink, is lewe en vrede. En om dit te verstaan, moet jy verruim word. Verruim beteken, daar kom skeiding. Jy besit oor die vermoë om te onderskei. Vyfsintig denke definieer my nie, omstandige situasies nie, ek leef uit my identiteit, absolute gelykheid, volkomme ooreenstemming, wie en wat ek is, die ware. Ek is so opgewonde oor dit. Ek het dit my motto gemaak, sodat enige iets wat gebeur, ek opgewonde is van alles wat gebeur, en ek op 'n plek leef, waar ek dit kan plaas in ewigheid, en waar lig, terwyl hy wat nie verruim is nie, eendag, halleluja, prys die Here, die volgende dag, maar waar is God? Waar is Rudy se God? Sê ek behoort aan die opgewekte Christus. Sê ek is die Christus liggaam. Sê ek is die Christus denke. Wat beteken dit? Dis nou mooi. As jy nie hier is nie, is jy 'n volgeling van hom, of jy's besig met disippelskap. As jy hier is, kan jy hom nie meer volg as 'n volgeling nie. As jy hier is, kan jy nie meer disippels maak nie, kerk. As jy hier is jy die openbaring as hy. Die Christus denke. Sy identiteit. Sê daarom, Kolossense 3. Kyk wat sê Kolossense 3. Vers 4. Ek gaan eers lees hoe die Afrikaanse vertaling dit sê, en dan gaan ek vir jou lees hoe die oorspronklike ware dit sê.
My Bybel sê, wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, sal ons ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Wie wat sê die oorspronklikheid? Die oorspronklik sê, wanneer Christus jou lewe. Hy sê nie wanneer Christus wat jou lewe is nie. Hy sê wanneer Christus jou lewe. Nie my liggaam nie. Christus liggaam. Geopenbaar word. Word jy as hy geopenbaar sigbaar. Jy gehoor? Dit beteken jy is nie gebore nie. Chris se geboortedag is die 3de Desember. Chris is nie die 3de Desember gebore op die aarde om te lewe nie. Omdat Chris reeds lewe as voor die grondlegging as uit hom, is Chris die 3de Desember gebore net om hom te openbaar as sigbaar in vlees. Daarom so belangrik, Chris, as Christus denke, as Christus liggaam, want jou ou mens liggaam is dood en wag om lewend te word. Chris de Koker. Wie is die vervulling van die woord nou? Ek gaan pak slaker wat ek nou sê. Maar ek gee nie om nie. Want wat ek leef, wat ek beleef en waar ek leef, jy is nie deel van dit nie. Jy sal nie weet nie. Chris de Koker, jy is nie die 3de Desember gebore met 'n eindbestemming nie. Omdat jy alreeds sy eindbestemming is van ewigheid af, want voor die grondlegging van die wêreld het God dit reeds al volbring, is Chris gebore uit dimensie volbring as die eindbestemming. Daarom moet Chris net openbaar as sigbaar, die verheerliking. Christus, hier is hy. Want as jy nou hierdie woord in bewaring hou, in herinnering hou, sal jy die dood in der ewigheid nie kan sien nie, want wat die Gees, die Christus denke bedink is lewe en vrede. Behalwe as jy nog uit jou omstandighede, jou 5 sintuig wêreld, jou aardse vlees liggaam wat eintlik dood is, dink, al wat jy dink, is in elk geval net dood. Hoe verskriklik. Hoe verskriklik. Daarom jy dink nie aan hom as die Christus nie. Jy dink as hy. Die Christus denke as die Christus. Kyk wat sê 2 Korintiërs 3 vers 5. Met ander woorde, as jou ou mens vleesliggaam dood is, maar as gevolg van die geskenk van geregtigheid is jou gees reeds lewe, hoe gaan jy hierdie vrug beleef? As die regverdige die vrug lewe, jy sal nie meer dink aan hom as nie. Jy sal moet begin dink, sê vernuwe, sê die nuwe mens denke, sê die nuwe mens denke, die Christus denke, as hy. Want as jy nog dink aan hom, is jy of 'n volgeling of 'n disipel. Maar as jy begin dink, vernuwe denke as hy, is jy die openbaarmaking. En wanneer dit jou lewe is, sal Christus geopenbaar word. Nee, sal jy geopenbaar word as die vervulling geopenbaar in vlees. God se eindbestemming manifestasie. Kyk wat sê 2 Korintiërs 3 vers 5. Nie dat ons uit onsself bekwam is om as iets uit onsself te bedink, maar ons bekwaamheid is uit God. Met ander woorde, as jy hier begin leef, as die skeiding kom, is dit iets anders wat jou laat dink. Die Christus denke. Soos wat in jou 5 sintuig denke, jou situasies, jou omstandighede, ander mense, moeilikheid jou ook laat dink.
Met ander woorde, jy sal moet dit aanleer. Christus moet aangeleer word. Ek het my dit aangeleer. As ek vir julle sê, as iets gebeur en ek sit dit hier, probeer ek dit. Want God is net lig en God is geen duisternis nie. Ek is seker alhou, maar gee nie om nie. Is 'n fantastiese plek. Hé oupa, kyk oupa, hy is mos ook soos oupa lief vir die slange en die ball pythons. Hy het sy eie slang hier om sy nek. Kyk gou, wat nog enetjie. Jy praat nie van hom nie. Jy praat nie van Christus nie. As jy van Christus praat, is jy 'n disipel of 'n volgeling. Jy praat as hy. Hy laat jou praat. Sê hy laat jou praat. Jy leef nie soos hy nie. Jy leef as hy. Wanneer Christus wat jou lewe is. As Christus wat jou lewe is geopenbaar word, word jy as Christus in heerlikheid geopenbaar. So wie moet hom openbaar? Wie moet hom nou openbaar? Wie is dan die vervulling? In die begin was die woord Christus logos. Wie is nou die vervulling van God se logika? Hier staan hy. Hier sit hy. Dis nie vir 'n godsdienstige nie. Dis nie vir 'n liggeraakte nie. Dis 'n vryheid. Want die wet van die gees van lewe in Christus het vir Rudy vrygemaak van die wet van 'n verwronge identiteit en van die wet van die dood. Want 'n liggaam wat dood is as 'n vleesliggaam, 'n ou mens, kan nie doder nie. Maar hy kan lewend. Daarom Christus in my is my gees lewend as gevolg van die geregtigheid. Maar die vrug van geregtigheid moet geopenbaar word. Onsterflikheid. Want ek as die regverdige kan nou deur hierdie oortuiging as beginsel beginne lewe. Hoe? Christus denke, bedink, lewe, vrede. Rudy, hoekom is dit maklik? Ek het verruim geword. Hoe het ek verruim geword? Onverganklike woord, lewende woord saad. Nie die bediening van die dood nie, is skerper. Dit sny. Dit bring verruiming in siel, in gees, in die vrou, in die man, so die man kan plant, so die vrou kan swanger word as die openbaarmaking. Hier is die Christus kind. Joe! Gaan nou maar toe. Met ander woorde, die probleem is, die kindertjies van die Here wat onervare is, die woord van geregtigheid lyk so. So nou moet jy vra, waar is God? Al hoe die woord ingang vind, skeiding. Hy wat die geestesvermoë besit. Ek weet nie of jy goed vir julle sin maak nie, maar ek vertel jou iets van my eie lewe. Ek besit oor daai vermoë om te leef uit dimensie ewigheid. Waar is ewigheid? Prediker 3 vers 11 sê God uit die ewigheid in die hart van die mens geplaas, sodat die mens kan uitvind. Ek het kom uitvind. Ek het kom vind. Hy wat die lewe vind genesing vir die hele liggaam. Wat 'n liggaam? Die Christus liggaam. Met ander woorde, as daar 'n situasie kom, as ek voel daar wil 'n grieperigheidjie of 'n keelseer kom, wat doen ek? Ek plant. Ek maak nat. Ek leef uit dimensie ewigheid. En die vrug, bidlee, oortlee, trek aan, sodat dit wat dood is, al hoe meer my jeug niet soos die van 'n arend. Sê versadig. Sê ek maak nat. Wat is die Christus denke? Ek is nie op pad nie. Ek is nie 'n volgeling nie. Ek is nie 'n disipel nie. Ek is die openbaarmaking as.
Ek dink nie aan hom nie, ek dink as. Ek praat nie van hom nie, ek praat uit dimensie ewigheid as. Dis hoekom Jesus kon 'n woord spreek. Hy kon sê, staan op en loop. Want Christus, my lewe, Christus, sy liggaam, Christus, sy denke, geopenbaar, ek openbaar, verheerlik. Ek het myself aangeleer. As ek Pick n Pay toe gaan, as ek Spar toe gaan, ek is bewus, Christus. Ek is bewus, wanneer situasies gebeur, omstandighede, hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste, sal oornag in die skaduwee van sy vleuels. Niks en niemand kan my raak nie. Verruim. Sê dankie vir die woord. Sê dankie vir die woordsaad. Maar die woordsaad moet een of ander tyd deur God laat groei, sê 'n vrug. Amen. Ek hoop het vir iemand gehelp.